Gemeente, goeiemôre. Voorspoedige 2026 aan elkeen van julle. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Psalm 25 en ek gaan letterlik enkele gedeeltes hier uit lees. Die psalmdigter begin hierso dat hy hom tot God rig, dat hy ook vir die Here sê dat hy sy vertroue in hom stel, en dan lees ons in vers 4: Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat u van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en die oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in die troue liefde, Here, omdat u goed is. Die Here is goed en regverdig, hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Gemeente, as 'n mens in die begin van 'n nuwe jaar staan, en dan is dit natuurlik dat 'n mens vorentoe kyk na 2026, en eintlik vanoggend kom sê, maar wat gee vir ons hoop? Wat bemoedig ons? Wat troos ons as ons dink aan 2026? Nou, een van die belydenisskrifte van die kerk, die Heidelberg Katekismus, begin nogal met sy eerste vraag deur te sê: wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? En wanneer die geloofsvaders hierdie vraag vra, dan is dit nie iets wat hulle uitgedink het nie, maar die belydenis wat hulle doen is eintlik 'n belydenis hoe hulle die woord lees en hoe hulle God hoor vanuit die Bybel. En daarom as ons praat oor wat troos ons, dan is dit dat ons eintlik dan vanoggend vir mekaar wil sê, maar hoe troos die Here ons? Wat is dit wat God vir ons gee as hoop en as troos vir die pad vorentoe? En dan lê dit nie in status nie, dit lê nie in my besittings nie, dit lê nie in my gesondheid nie. Maar die antwoord daar is deur te sê dat die troos wat ons het, is dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus. En die sien, dis 'n belangrike belydenis wat eintlik hier gemaak word, want in hierdie belydenis is dat ons ook vanoggend vir mekaar kom sê, die troos wat ons het vir 2026, is die feit dat ons in lewe en in sterwe aan Christus behoort. In lewe beteken dit dat ons God se kinders is. Dit beteken dat die Here sy hand oor my hou, dat hy die Here is wat my beskerm en wat hy vir my vergewe en wat vir my voorgaan op my lewenspad. Maar is ook die Here wat ook in die sterwensuur vir my die ewige lewe kom gee en vir my herinner dat ons aan God deel het en dat ons nie alleen is nie, maar dat ook in my sterwe God teenwoordig is en betrokke is in my lewe. En vir 2026 is dit dat ons dan juis hierdie troos vir mekaar wil kom gee, om te sê dat ons weet dat deur die bloed van Jesus Christus, die Here vir ons sy eiendom gemaak het, dat ons aan hom behoort, dat ons sy kinders is, dat hy ons op so 'n manier beskerm en bewaar, dat sonder sy wil geen haar van my hoof sal val nie. Dat wanneer slegte goed met ons gebeur, en wanneer die lewe gebeur, dat die Here vir ons nog steeds kom herinner om te sê, maar ook in hierdie omstandighede is God getrou. In hierdie omstandighede is God besig om ons te vorm en te lei en te leer. En bly God die heeltyd in beheer, ook van my en van jou lewe. Daarom dat hierdie Psalm kan sê, dat dit sy wil is om die wil van God te soek ook oor sy lewe. En die wonderlike is dat wanneer die Here vir ons deur die Heilige Gees verseker van die ewige lewe, en dat ons ewigheidskinders is, dat ons aan hom deel het, dat die Here eintlik vir ons ook oproep tot hierdie koninkrykslewe. 'n Oproep om te sê, ons is gerig op 'n lewe wat God wil eer en God wil dien, en God wil heilig ook in ons lewe. En daarom is dit dat ons nie net vir onsself lewe nie, maar 'n lewe waar ons juis op God gerig is. En die wonderlike daarvan is die feit dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar aan Christus,
wat beteken dat ons in onsself gesterf het, dat dit nie meer oor my en jou wil gaan nie, maar oor God se wil, ook vir sy lewe. As ons die begin van 2026 hier staan, dan wil ons vir mekaar sê, die troos wat ons het, is dat ons aan die Here behoort, dat ons God se kinders is, dat ons God se eiendom is. Hy het my vergewe, hy het my vrygespreek, hy herinner my dat ek sy kind is, en dat ek die lewe leef in die belofte dat God sy hand oor my lewe hou, en vir my beskerm, en vir my lei. En dat selfs in moeilike tye, ook wanneer die dood ons kom bedreig, ons nie angstig raak nie, omdat ons in Christus die belofte het dat ons ewig leef, en dat ons aan die Here deel het. Daarmee saam kom die Here vanoggend en hy kom sê, hoe gaan ek en jy 2026 leef? Gaan ons dit leef vanuit onsself met 'n stuk selfgerigtheid? Of is dit dat ons hierdie waarheid omarm om te sê ons is God se eiendom, daarom is sodat ons hom erken as die eienaar oor ons lewe, dat ons sy wil soek, dat ons 'n lewe van heiligmaking wil leef, waar ons elke dag so groei dat my lewe meer en meer getuig ook van God se redding ook in my lewe. En mag die Here vir my en vir jou daartoe help, en mag 2026 die jaar wees waarin ons nader aan God groei, en waar ons deur ons lewe hom sal eer en sal heilig, in woorde, maar ook in dade. Kom ons bid saam. Here, mag U vir ons seën, mag U vir ons help, en dat ons altyd hierdie troos sal omarm, dat ons aan Jesus Christus behoort. Amen.